Goeiemôre geliefde, welkom saam met my ook op hierdie Vrydagoggend. Ons gaan voort om met mekaar te gesels oor die verwagting wat die Here van ons het om sy getuie te wees. Vanmôre gaan dit oor meer as 'n verwagting. Dit gaan oor 'n verpligting. En kom ons lees dan hierdie gedeelte in Romeine 1. Teenoor Grieke sowel as nie-Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandiges, staan ek in die skuld. Vandaar my hartsbegeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Vorige vertaling sê ek staan onder 'n verpligting. En dis basies dieselfde ding wat Paulus ook later hier in Korinte skryf. 1 Korintiërs 9 vers 16 en 17. Ek verkondig die evangelie omdat ek moet. En wee my as ek dit nie doen nie. As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak. Maar ek doen dit nie uit eie keuse nie. Dis 'n taak wat aan my toe vertrou is. Geliefde, ek dink dis baie belangrik dat ons vanmôre onomwonde vir mekaar moet sê. Ons as gelowiges moet ophou maak asof ons 'n keuse het om God te gehoorsaam. As gelowige het jy nie 'n keuse nie. Jy staan onder 'n verpligting. En dit teenoor alle mense. Jy mag eenvoudig nie stil bly nie. Dis 'n direkte opdrag van die almagtige koning van die hemel en die aarde. En ook die een wat koning van jou lewe is. En as jy aan God behoort, hoor dit vanoggend mooi, het jy geen keuse nie. Wee jou as jy dit nie doen nie. Jeremia waarsku vir ons, in Jeremia 20 vers 9, moenie dink dat jy jou nie aan hom sal steur nie, en nie meer in sy naam sal praat nie. En dan sê Jeremia uit ervaring, word dit in my soos 'n vuur wat brand, waarvan ek nie kan loskom nie. Die opdrag van môre, jy moet praat. Here, laat my u getroue getuie wees, soos u dit van my vra. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.